Baie welkom terug. Kom ons hoor wat dit Roy die keer vir ons te sê. Die een wat bietjie erger dalk was is Sean. Hy was dalk stouter agter die kameras as voor die kameras. Ons het 'n ding geskiet in die kloof. Ek weet nie wat noem hulle dit vandag nie daar in Heidelberg. En die kamera was in 'n kombi. En enige normale mens sit op 'n sitplek in 'n kombi of in die kombi of iets. Het Sean aan die voorkant van die kombi gehang. Ek weet nie waar kom hy uit nie. Ag, hy het aan die voorkant gehang. Hy het aan die wipers vasgehou. En ek en Rian was besig om te hardloop en Gordon het geskiet uit die kombi uit en sy hande gly. En jy sal sien daar's foto's wat ons het waar sy arm in 'n sling is. Dis wat daar eintlik gebeur het. So Sean was so rukkie uit gewees. En dan ja, ons het skelm begin rook daai tyd. Wat seker nie 'n goeie ding is dat die kinders dit moet hoor vandag nie. Ek het die hele boksomende geleer om te rook. Dit was vir my baie moeilik geweest om vir Winna Vels te sê ma. Ek stap in die kombuis en ek praat van ma. So maar dit het na rukkie het dit natuurlik gekom. Ek meen Skalk Jacobs was my pa in die reeks. Dit was ook moeilik om vir hom te sê pa, maar ja, dit het gekom na rukkie, ja. En dan ek glo nie jy het besef dat jy regtig een van die hoofkarakters was nie. Dit het nie regtig by ons ingesink nie. Maar nie pa en ek was 'n arm skoenmaker se seun. Al die skietwerk het relatief maklik gegaan behalwe die een aand wat Skalk Jacobs my kamersdag moes pak slaag gee. Toe trek die man daar weg en hy slat vir my. Ek dog dit gaan nie, maar hy het my goed geneek. En Jan het dit uitgesny eventually want die hele boksomende het hulle self yskoud geskrik agter die kamera soos die ou my hier voor die kamera slaan en ek het verskriklik gekla. En ek het weggeloop, weg van die kamera. En toe ons terugkom toe sny Jan dit uit die ding uit dat hy iets anders moes doen waar hy die hamer so kap op die skoen aanbeeld. Maar hy het daai geslaan en hy uitgesit want as hy my 'n tweede keer moes geslaan het, dink ek huis toe gegaan daai aand. Beter as wat my pa my gegee het. Daar was 2 Boesmans, die eerste. As ek reg onthou het ons is die eerste Boesman dood, het ons hom van die vlot afgegooi of iets en hy dood aan 'n hartaanval. Ek kan nie presies onthou hoekom nie. Maar jy sal sien in die een reeks die eerste Boesman was 'n bietjie van 'n donkerder hond en dan die tweede Boesman is meer so rooi-bruin hond, maar jy moet regtig mooi kyk om die verskil te sien. Fietsdiewe. Dit was, as jy kyk na daai episode, was hier alles buitekant geskiet. Sterkfontein grotte daai jare, dit is waar die fietsse weggesteek is. Ons het in die aand gewerk. Dit was baie lekker, dit was 'n baie lekker reeks, of daai episode was baie lekker vir my, ja. En dan obviously die snaakste ene was die een waar ons eie sirkus gehou het. En Petrus wat as 'n vroumens aangetrek word en Sean wat swing en op die klavier spring. Daai was niks gesê nie, dit het alles natuurlik gekom. Ons het net gespeel daai dag. So ja. Almal was skrikkerig vir die Bobbejaan. Daai Bobbejaan was in werklikheid Skalk Jacobs se Bobbejaan geweest. En hulle het Rian soontoe gevat om voor die tyd om bietjie gewoon te raak aan die Bobbejaan en die Bobbejaan gewoon te raak aan hom. En toe ons die Bobbejaanstreke begin skiet. Ek dink Rian het 'n merk nog in sy kuit vandag waar daai Bobbejaan hom gebyt. So ja, die Bobbejaan was nie mak nie. En die ander 3 van ons het nie baie naby aan hom gekom. Ons het probeer so ver weg bly na daai episode met Rian se been. Nee, nie regtig nie. Ek is na die trompiereeks na skool is ek weermag toe, na weermag begin werk en in heeltemal 'n ander rigting. Ek het in die elektriese rigting. Kom ons los die akteurwerk vir die akteurs. Dit was Roy gewees en die volgende keer is weer saam met my, die kaptein.